Baie welkom by Vroue uit die Bybel. Hierdie kanaal is 'n reeks van plus minus 75% vroue uit die Bybel. Vroue wat baie selde of nooit van gehoor was nie. Daar is ook boeke wat binnekort vrygestel gaan word. Dit kan gebruik word vir vroue byeenkomste wat die oor nog nie gehoor het nie. Wees u die eerste. Ek wil tog vra dat u moet subscribe, want dit help om ander vroue te bereik en dat u nie een reeks misloop nie. Ons eerste boek gaan oor Kain se vrou, volgens Genesis 4 vers 17. En Kain het sy vrou beken en sy het swanger geword en Henog gebaar. Die agtergrond rondom Kain se vrou. Die Bybel vertel ons nie die presiese getal van Adam en Eva se kinders nie, maar ons weet dat Adam 930 jaar oud geword het, volgens Genesis 5 vers 5. Hy en Eva het dus 'n lang lewensduur gehad, met baie tyd om 'n groot deel daarvan kinders te baar. Na alles het God spesifiek aan hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, volgens Genesis 1 vers 28. Daarom sal dit veilig wees om te aanvaar dat hulle 'n baie groot familie gehad het. Een van die eerste vrae wat waarskynlik aan die jong Christene gerig word is, waar het Kain sy vrou gekry? Die antwoord lê opgeteken in Genesis 5 vers 4 en die dae van Adam na die geboorte van Set was 800 jaar en hy het seuns en dogters gehad. Kain was dus met een van sy susters getroud, terwyl die woord van God slegs die 3 seuns van Adam en Eva se name noem, beteken dit nie dat dit al kinders was wat hulle gehad het nie. Ons weet nie presies hoe oud Kain en Abel was in die tydstip waarin Abel vermoor was nie, maar aangesien albei boere was, kan ons die gevolgtrekking maak dat hulle albei volgroeide volwassenes moes gewees het, moontlik ook reeds met hul eie gesinne. Terwyl Abel die pelgrimlewe verkies het, het Kain dit verkies om die genot van die aarde te besit en voordeel te trek uit dit wat daaruit voortkom. Maar na die moord op Abel is Kain vir sy straf weggestuur van sy familie af om te lewe soos 'n swerwer en 'n vlugteling. Alhoewel Kain weggegaan het van sy familie af, bly hy egter steeds onder die beskerming van God, deur 'n teken wat aan hom gegee is, sodat niemand hom sou doodmaak nie. Volgens Genesis 4 vers 15, dit sal egter verkeerd wees om te probeer bespiegel presies wat die teken was wat God vir Kain gegee het, aangesien dit nie in die woord opgeskryf is nie. Daarom moet ons aanvaar dat dit nie die teken was wat aan Kain gegee is nie, wat van belang was nie, maar wel God se genade teenoor Kain, wat ons eerder moet raak sien. Toe Kain weg van die aangesig van die Here en hy het gewoon in die land Nod aan die ooste kant van Eden. Volgens Genesis 4 vers 16, die land Nod waarheen Kain getrek het, beteken ballingskap, dwaal of verban in Hebreëus. En Kain het sy vrou beken en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog. Volgens Genesis 4 vers 17. Vanuit hierdie vers kan ons aflei dat Kain reeds getroud was toe hy sy broer vermoor het. Daar staan nie geskrywe en Kain het sy vrou gaan soek in die land van Nod nie. Daar staan wel geskrywe en Kain het sy vrou beken. Sy vrou het dus in ballingskap saam met hom gegaan, vir geen ander rede
as dat sy reeds met Kain getroud was nie. Dit is ook eers hier waar ons vir die eerste keer met Kain se vrou kennis maak. En alhoewel haar naam nie genoem word nie, kan ons aanvaar dat haar verhouding met Kain ook haar hele lewe hierna drasties beïnvloed het. Ons kan kyk dan na Kain se vrou en wat ons kan leer uit haar lewe saam met Kain. Kain se vrou, wie die suster was, wat gekies het om saam met Kain in ballingskap te gaan, verdien eintlik krediet vir haar bereidwilligheid. Dit is eers hier waar die woord van God in Genesis 2 vers 24 ook van toepassing geword het. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees en ook tot die uiterste beproef was in hierdie huwelik. Dit gee vir ons ook 'n bietjie meer insig oor haar karakter. Wat 'n verskriklike prys moes dit vir haar gewees het om te betaal vir die sonde van haar man, met die begrip dat sy geen skuld van haar eie daaraan gehad het nie. Hoewel daar geen rekord is van die gesprekke tussen Kain en sy vrou nie, sou dit moeilik wees om te dink dat hierdie situasie nie ernstige probleme veroorsaak het nie. Kain het self gesê dat sy straf meer was as wat hy kon dra, en hy is die skuldige party. Hoeveel erger moes dit nie vir sy vrou gewees het nie. Ons kan onsself maar net indink hoe dit haar moes geraak het en hoe haar gevoelens teenoor haar man moes gewees het. Het sy hom dalk telkens verwyd en die verlede elke keer aan hom voorgehou? Sou sy hom ooit daarvoor kon vergewe? Het sy dalk daarmee vrede gemaak, dit aanvaar en aangegaan met haar lewe? Het Kain se vrou ook haar krag in die Here gevind? Het haar geloof dalk later toegeneem deur swaar kry, soos die apostel Paulus sing, of het sy bitter geword? Daar is so baie vrae wat ons oor hierdie eerste vrou in ballingskap kan vra, terwyl daar so bitter min van haar geskryf is. Maar wat ons kan aflei, is dat die ballingskap haar lewe in 'n beduidende en drastiese manier beïnvloed het. Dit is egter betekenisvol dat hul eerste kind Henok genoem het, wat beteken toegewyde. Die woord in Hebreëus is soortgelyk aan om jou daarin te laat oefen, volgens Spreuke 22 vers 6, wat moontlik op 'n verandering in Kain se karakter daarna kon dui. In ooreenstemming hiermee is Kain die eerste een wat 'n stad bou en dit dan ook vernoem na sy seun Henok. Kain se vrou bied 'n duidelike voorbeeld van hoe onskuldige mense lewenslange gevolge kan ly as gevolg van ander se sonde en foute wat in die gesig gestaar moet word. Wanneer dit gebeur, moet ons erken dat ons reaksie daarop ons eie keuse is. Ons kan die voorbeeld van die apostel Paulus volg, wat self onregverdig gelei, beproef en verdruk is, baie keer mishandel, vervolg, valslik beskuldig en verkeerd verstaan is as gevolg van sy geloof, om deur al hierdie verdrukkinge en beproewinge steeds 'n oorvloedige blydskap te hê, volgens 2 Korintiërs 8 vers 2. Of ons kan kies om verbitterd, depressief, neerslagtig, met 'n onvergewensgesindheid ander te verwyd vir ons swaar kry vir die res van ons lewe en so dit net nog meer ondraaglik vir onsself en almal rondom ons veroorsaak. Die feit dat Kain met sy suster getroud was, is vir sommige 'n netelerige vraagstuk, aangesien die wet dit verbied, maar hierdie wet is eers ongeveer 2500 jaar later in Moses se tyd ingestel, volgens Levitikus 18 vers 20. Ons moet verstaan dat die tydperk na die skepping
beslis uniek was. Op daardie stadium was dit veilig geweest vir die eerste kinders om in die familie te trou, ten einde die lewe in stand te hou. Selfs Abraham was getroud met sy halfsuster, volgens Genesis 20 vers 12. Maar dinge het verander sedert daardie tyd. Vandag, wanneer twee mense wat nou verwant is trou, is daar dikwels genetiese gebreke wat gelei kan word. Maar toe Adam en Eva geskape is, was hulle gene nog nie deur die sonde beïnvloed nie. Dit is veilig om te sê dat omdat Kain die eerste kind was wat ooit gebore is, alhoewel hy reeds in sonde ontvang en gebore is, volgens Psalm 51 vers 5, sou hy byna die perfekte gene van sy ouers ontvang het, aangesien hulle nog nie deur die gevolg van sonde bevlek of beïnvloed was nie. As gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid is alles in die natuur deur die sonde besmet en het dit net al meer agteruit gegaan in so 'n mate dat die foute van die menslike ras opgehoop het, dat dit vir God nodig was om bloedskande verder te verbied. Nog 'n rede was dat dit later ook nie meer nodig was vir gesinne om met mekaar te trou nie, aangesien die volk reeds vergroot het deur die eeue heen en daar genoeg ander families was om in die huwelik mee te tree. Ons kan nie noodwendig ons omstandighede verander nie, maar ons het die keuse hoe ons gaan reageer binne die omstandighede. Vertrou die Here om u deur die omstandighede te dra, om gevorm te word tot eer van sy naam, sodat ons soos Paulus kan sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Volgens 2 Korintiërs 4 vers 8. Amen.